en laat eet. Matteus 25 verse 34 en 35 sê, dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk, wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek was honger, en julle het vir my iets te ete gegee. Ek was dors, en julle het my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my as 'n gas verwelkom. Ons kan nie net eet en geniet en oorvloed beleef terwyl mense om ons, dikwels broers en susters in die Here, nie genoeg het om van te leef nie. Jesus identifiseer altyd met die wat honger en dors is, behoeftig, afhanklik, sukkelend. Hy sê hulle is hy. Trouwens, hier sê hy, die oordeel word gebaseer op hoe ons sulke mense hanteer. Ook Jakobus sê, dit is liefdeloos as sommige in die gemeente hulle self ooreet, terwyl ander honger ly. Watter Christenskap is dit? Nee, as ons oorvloed beleef, moet ons daarvan deel. Ons mag nie die armes vergeet nie. Elkeen moet iewers bydra om die nood te verlig. Gee geld vir barmhartigheid, help uit by 'n organisasie, dra by vir 'n familielid wat sukkel. Dit gaan nie oor die bedrag nie, dit gaan oor die dankbaarheid en liefde in jou hart. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek besef my goed is nie my goed nie. Dis u goed wat u vir my geleen het. Ek het daarmee ook 'n verantwoordelikheid teenoor u. Help my om ander te help en in die proses sout en lig vir u te wees. Amen. Die Here seën jou.